Wat begin het as 'n gedrukte tydskrif het vandag gegroei tot 'n invloedryke digitale platform wat paartjies reg oor Suid-Afrika help om doelbewus aan hulle huwelike te bou. Liesel van der Merwe, redakteur van Intiem, wat al sedert 2006 eerlike gesprekke oor die huwelik, gesinslewe en geloof gesels, vandag saam met ons. Liesel, dis so lekker om jou op Goeiemôre, good morning te hê. Dit is heerlik om hier te wees vanoggend. Liesel, Intiem het in 2006 ontstaan, toe mense nog baie skugter was om oor die huwelik te praat. Hoe het jy die groei in die afgelope 20 jaar ervaar? Ja, dis ongelooflik om te sien hoe ons gegaan het vanaf 'n plek van joeg. Daar's sekere goed wat maklik is om oor te praat, en sekere goed wat moeilik is. En ons sekere goed wat mense dink jy moet van self kan doen, jy moet van self kan kommunikeer, jy moet van self 'n goeie huwelik hê. En dan in hierdie 20 jaar het Intiem net soos hierdie vriendinne geword met wat jy oor enigiets kan praat sonder om skaam te wees. Hoekom dink jy was gesprekke soos daardie toe en selfs nou so nodig? Dis nodig, nee, want niks in ons lewens gebeur van self nie. As jy aan die Winter Olympics deelneem, moet jy vir baie lank oefen. As jy in 'n loopbaan is, moet jy leer hoe om dit te doen. En ons dink baie keer in 'n verhouding, kom dit maklik, dit kom van self, hierdie dinge moet net loop so stroop. En dit werk nie so nie. Enige ding wat ons verleng moet groei, moet ons intentioneel in bybelê. En ons weet nie altyd hoe nie, en dis wat Intiem doen. Intiem kom net en sê, kom staan langs jou en sê, hoorie, kom ons leer hierdie doen. Dit gaan so groot verskil maak. Wat is een klein praktiese ding wat 'n paartjie vandag kan doen om hulle huwelik te versterk? Ja, dis 'n lekker vraag. Ek dink vandag 'n 5 minute plan. Ons het 'n bietjie gepraat oor Valentynsdag, en Valentynsdag is mos hierdie ding soos, okay, nou wat doen ons nou hierdie jaar? Laat ons nou gaan geniet. So hier's vir jou 5 minute plan. Die eerste minuut net mekaar vashou, soos in 'n lekker druk. 60 sekondes, sit die horlosie aan, hou mekaar net vas. En dan vir 2 minute, deel net hoekom waardeer jy jou maat, deel net om te sê, hoor jy is so lekker pa. En ek waardeer so wat jy vir ons gesin doen, en sê vir haar, wat waardeer jy van haar, en dan vir 2 minute bid saam, bid vir julle huwelik, bid vir mekaar. Maak 'n massiewe verskil net om intentioneel met mekaar tyd te spandeer en te sê, weet jy wat, as ek weer kan kies, kies ek jou hoor. Dit is eintlik sulke goeie raad, want die lewe is so besig, daar is 'n konstant iets, dit is of die kinders, of jou loopbaan, of goed in die huis wat gedoen moet word. So om net daardie 5 minute te vat en soos wat jy sê, intentioneel tyd met mekaar te spandeer, kan die grootste verskil maak. Dit is beslis so, Ras. Mense dink dit kan nie so groot verskil maak nie. Jy dink jy het nie tyd nie, maar jy het 5 minute. Jy wil daai gewoontes in jou huwelik inbring waar jy so elke af en toe 'n fotootjie wil neem. Nou gaan ons op 'n bootreis. Nou gaan ons op net met die honde om die blok stap, maar ons doen dit saam. Ons het hierdie gewoontes. Ouma Tannie wat sê dat elke keer as hulle by die huis kom, 5:00 sherrytjie op die stoep. Dit was hulle ding. En dis hierdie klein goeders wat eintlik die groot goeders is. Ja. Jy praat baie oor hoe verandering 'n huwelik kan toets, of dit nou gesondheid of werk of drome of selfs die identiteit van een of ander lid van die huwelik. Wat help 'n huwelik om nie net verandering te oorleef nie, maar eintlik daardeur te groei? Ja, dit laat my nou weer dink aan oefen, nee. Soos ons oefen, 'n muscle oefen, dan is daar mos sulke klein skeertjies en hy word sterker. En net so as huwelike, baie keer as jy terugkyk na jou huwelik, ek en Nico is nou 30 jaar getroud, as ek terugkyk, dan weet ek daai regtige moeilike tye, was die tye wat soos gom geword het vir ons. Ons het deur daai krisis saam gegaan, ons het gesê, hoorie, ons gaan nie skei nie, so hoekom is aan die ander kant uit? En dan ons het geleer om saam te leef, ons het geleer om as 'n span te funksioneer, en dit is presies wat die woord sê, is ons kom as 'n span saam, en dan ons kom saam met die ding te bowe, en jy hardloop saam met daai wenpaal. So dit is 'n vreeslike lekkerte om in jou huwelik te groei, en om in jou huwelik saam hierdie span te wees. En 'n man het eendag gesê, na sy 20 jaar getroud, hy het nou al met 5 verskillende vrouens getrou, en dit was almal dieselfde vrou. Want ons almal gaan deur seisoene, nê? Ons is jonk getroud, dan het ons kinders, en alles verander, ons loopbane verander, en ons verander. En dit is so lekker om iemand in jou corner te hê wat sê, I've got you. Ek ken jou, Liesel, as iemand wat hier in Gauteng gebaseer is, maar dit is nie noodwendig steeds die geval nie. Jy en Nico het verlede jaar julle huis verkoop
en net begin rondtoer en reis. Hoe het julle by daardie besluit uitgekom en gaan dit nog goed? Dit is die beste avontuur. Ons het ons huis opgepak, alles in die stoor gesit in Pretoria en ons is nou 15 maande nomades. Ek en hy werk albei aanlyn, so dis moontlik vir ons om dit te doen en ons toetsbestuur eintlik die land. Ons het die geleentheid om langer op plekke te bly wat ons nooit sou wees nie. Ons leer soveel mense ken reg oor die land. Suid-Afrika is uitstaande. Die mense se harte is oop en vriendelik en ons het net die avontuur van ons lewe. So ons bly 'n maand in slag op 'n plek of 2 weke of langer en ja, word net deel van die gemeenskap vir 'n rukkie. Ons geniet dit vreeslik baie. Dit kom met sy op en sy af. Partykeer raak mens moeg verpak, maar ons is nou goed hoor. En weet jy wat, as ek kyk na die foto's, julle word net jonger en jonger. So ek dink dit is dalk iets wat baie mense moet oorweeg is om nomades te wees. Ja, ons mens loop in jou lewe so dieselfde paadjie. Daar in jou dorp, jy doen dieselfde ding jaar in en jaar uit en ons het net gedink, weet jy wat, die lewe is so kort, ons het hierdie een lewe om te leef, ons wil 'n groot avontuur doen en dit was dit. Ons het die huis opgepak en gesê, jy gat, ons klim in die kar op reis sonder huis. Dit is ons naam. Ongelooflik, so julle kar is genaamd Staffy. Ek wil graag weet, waarheen vat Staffy vir julle volgende? Stef het ons op die oomblik tot in Robertson op 'n wynplaas. So ek word wakker en ek kyk vir 'n wingerd wat 'n ongelooflike ervaring is. En ons volgende stop is in Kleinmond en daarna gaan ons George toe. Dit is regtig ongelooflik. Ek is nou sommer jaloers op hierdie avontuur. Waar kan mense nog inligting kry, Liesel, of bietjie raad as hulle soek, as hulle dalk bietjie sukkel in 'n lewelik, waar kan mense julle in die hande kry? Ja, dis so maklik. Intiem Huwelik is op Instagram en op Facebook, Intiem Huwelik. Jy kan dit aan mekaar skryf en dan op die web is dit net intiem.co.za. Al ons artikels is oop vir almal om te lees. En dan as jy my en Nico se journey wil volg, ek is op liesel.vdm.unlimited. Dink soos unlimited lewe, dis daar. Liesel, so lekker om vanoggend saam met jou te gesels en met veilig wees op die paaie van Suid-Afrika op julle avontuur. Hierna hoor ons by Arnold hoe die Midmar Mile afgeloop het die naweek. Bly net waar jy is.